jy ingestap as 'n tollenaar of as 'n fariseer? Elke slag as jy kerk toe gaan op 'n Sondag, gaan jy as 'n tollenaar of 'n fariseer. Elke slag as jy jou Bybel lees, dan maak jy die Bybel oop as 'n tollenaar of 'n fariseer. Want jy kom om God te ontmoet. Jy kom om die Bybel te lees. Jy beweeg voor die aangesig van die Here. Maar net een stap weg geregverdig en die ander een nie. Dis hoekom u en ek so dikwels wegstap van 'n kerkgebou af met geen ontmoeting met God nie. Is dit nie so nie? Hoekom jy wegstap na die Bybel gelees het en jy onthou niks wat jy gelees het nie. So, God het vir die koning gesê, Deuteronomium 17, vers 14 tot 17. As jy die koning word van 'n land, dan is daar 3 goed wat jy moet doen. Eerste is, jy moenie vir jou geld bymekaar maak nie. Die tweede is, jou sterkte en krag moet jy nie vind in strydwaans en perde nie. En die derde is, een vrou. Net een. Wat het Salomo gedoen? Hy het sy pa Dawid aangehang, het ek gisterand vir u gesê. Ongelukkig is die een aspek van Dawid se lewe, het hy dit ook oorgedra na Salomo. Dawid het nie geld gesoek nie. Dawid se krag was in die naam van die Here. Hy sê dit in Psalm 20 vers 7. Hy sê die Egiptenare soek hulle sterkte in strydwaans en perde, maar ons is by God. En toe Dawid een fout gemaak. Hy het gehou van vroumense. Mooietjies ook sê hulle. En dis die een ding wat Salomo ook oorgeneem het by Dawid. Vroumense. As jy môre jou Bybel lees, dan kom die Heilige Gees en hy fokus jou gedagtes op daai teksvers. Dit staan so uit, so asof dit donker is. Jy kyk, dan kom daar 'n gedagte in jou hart op, wat staan hier? Wie sê dit vir jou? Die Heilige Gees. Dan kyk ek, dan sê daar 'n stem wat vir jou in jou hart is, nie 'n hoorbare stem nie, maar die oortuiging, lees die binnekantste stukkie. Teksvers, blaai soontoe. Teksvers vra, die Here sê een of ander iets. So die Gees van God gebruik dit om die oortuiging te bring, of die bewustheid, of vir jou te lei, of te herinner, of bekend te maak, of illuminate. En as jy dit lees, dan gee jy vrede en rus, of 'n onrustige. Oh, ik weet wel. Er is een positieve vorm van jaloezie en een negatieve. God is een jaloers God. En dat is terecht. Want God wil niet dat we ons leven toevertrouwen aan zijn tegenstander Satan. En God zegt, ik ben jaloers. Ik heb recht op jouw leven. Dat is de positieve kant. Maar we weten ook
dat er een negatieve kant die zo ik-gericht is, omdat we alles betrekken op onszelf. Je weet door genade, als je gelooft in de Heer Jezus, door genade ben ik een kind van God. En toch, dat is het thema, en toch, ik voel niks. En ik beleef het niet. Als ik kijk naar anderen, hoe ze dat beleven, moet ik erkennen dat ik het zo niet beleef. Dat is een vraag die je regelmatig tegenkomt in de gesprekken in de nazorg. Ik beleef het niet, zoals het gezegd wordt, en ik voel niks. Hoe komt dat nu? Nu we zien dat de geest van God in de geest van de mens is gekomen en dat die geest een nieuwe schepping is geworden. Je ziel is geen nieuwe schepping. Je lichaam is geen nieuwe schepping. En dat merk je maar al te goed. Want je lichaam takelt af. En uiteindelijk sterft ons lichaam en keert het terug als stof tot stof. We merken dat ook in onze ziel. De Bijbel zegt, ik ben een nieuwe schepping geworden. Mijn geest is wederom geboren. Maar de ellende is, ik zondig elke dag. En ik doe het elke dag verkeerd.